Geliefde kind van God, hoor net hier. En my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien, in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus Jesus. Wat 'n radikale en heerlike belofte word hier gemaak in Filippense 4 vers 19. Let net op, ruimskoots, meer as genoeg, oorvloedig. Maar, nou weet ek, dalk voel jy tog so 'n bietjie onrustig oor hierdie belofte. Want het Paulus dan nie self erken dat hy tye van honger wees en van gebrek beleef nie? En sit hy nie juis op hierdie oomblik in die tronk as hy hierdie woorde skryf nie? Hoe kan hy dan nou so drastiese belofte aan die Filippense maak? Is hy regtig eerlik? Of is dit nou maar net mooi trooswoorde? Wel, daar is inderdaad 'n hele paar vrae wat hier by mens kan opkom. En ons moet 'n bietjie rustig daarna kyk. Vrae soos, wat voorsien God? Met ander woorde, wat behels sy voorsiening? Gaan dit oor geestelike dinge of fisiese dinge of dalk albei? 'n ander vraag is, vir wie voorsien God? Wie kan hierdie belofte vir hulle self toeëien? En dan 'n derde saak, wat is die effek en uiteindelike doel van God se voorsiening? So, wat voorsien God? Dis baie duidelik hier in Filippense dat God se voorsiening en versorging tog wel 'n finansiële implikasie het. Die terminologie wat Paulus in vers 18 gebruik het, duidelik so 'n konteks. Hy sê, ek is ten volle vergoed, dis nou nadat hy hierdie geskenk ontvang het, né? En het meer as genoeg. Ek is ten volle versorg, nou dat ek van Epafroditus ontvang het, wat van julle afkom, 'n geurende offer, 'n aanneemlike offergawe, wat God behaag. En net daarna sê hy dan, God sal ook in julle behoeftes voorsien. Ja, inderdaad, God se voorsiening vir sy kinders gaan ook oor ons daaglikse fisiese behoeftes. Jy ken die Onse Vader gebed, en dit is 'n baie duidelike bewys daarvan. Ons Vader weet, ons is mense van vlees en bloed, wat kos en klere nodig het. Let net op, God sal voorsien in al ons behoeftes. Met ander woorde, dit wat ons regtig nodig het, en dit wat hy weet, ons nodig het. So, ek is nou nie so seker dat God vir jou sigaretgeld gaan voorsien nie. Want wat 'n vader gaan 'n kind aanmoedig en sterk in sy verslawing. Maar dit nou daar gelaat. Kom ons kyk na 'n ander gedeelte wat tog ook vir ons verder insig gee hierin, en dis Hebreërs 13 vers 5 en 6, waar hy sê, julle leefwyse moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou beslis nie verlaat nie, en ook nie in die steek laat nie. En dan die gevolg daarvan is, sodat ons met vertroue kan sê, die Here is vir my 'n helper, ek sal nie bang wees nie, wat sal 'n mens aan my doen? Let wel, hier kry ons 'n waarskuwing teen gierigheid, en ook 'n opdrag tot tevredenheid. So, dis baie duidelik, God se versorging is nie bedoel om ons nog meer gierig te maak nie, dis nie in diens van ons hebsug nie. En die belangrike begrip weer eens van tevredenheid. En jy sal sommer hoor, hier's 'n opvallende ooreenkoms met dit wat ons juis in Filippense nou al gelees het, vers 11, waar Paulus sê,
Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede, vergenoeg te wees. Maar dis tog baie duidelik dat die heerlike belofte hier in Hebreërs 13 vers 5 juis ook volgens die konteks 'n finansiële, fisiese konnotasie het. So as hierdie twee merkers in plek is, geen gierigheid nie en ons streef na tevredenheid, kan ek weet dat God my nie alleen sal los nie en nie in die steek sal laat nie, nooit ooit nie, ook wat betref my fisiese behoeftes, soos hy mag goed dink. Maar met dit gesê, moet ons tog ook nou raak sien. God se voorsiening het 'n baie dieper dimensie as net kos en klere. Dis eintlik wonderlik as mens daaraan dink. God se voorsiening is 'n tema wat dwars deur die skrif loop van die begin af. Natuurlik het God mos nou in die paradys voor die sondeval in al die mens se behoeftes voorsien. Maar wat juis nou so wonderlik en merkwaardig is dat God juis ook vir die gebroke, stikkende, in sonde gevalle mens voorsien het en nog steeds voorsien. Jy weet, God voorsien velklere aan Adam en Eva. En so kan ons deur die geskiedenis gaan. Ons kry 'n merkwaardige voorbeeld van God se voorsiening daar in die gebeure op die berg Moria, toe Abraham vir Isak moes gaan offer, en so op die laaste oomblik, weet jy mos wat gebeur het, hoe hy die ram voorsien het in die plek van Isak. En dan lees ons iets wonderlik daar in Genesis 22 vers 14, nadat dit nou als gebeur het. Abraham het daar die plek genoem, die Here voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal voorsien word. Ons kan verder dink aan hoe God byvoorbeeld vir sy volk in die woestyn tog voorsien het, onder andere deur die brood uit die hemel, die manna. Maar dan uiteindelik, weet jy wat? God se voorsiening bereik 'n ontzagwekkende, heerlike hoogtepunt, as hy sy eie seun Jesus Christus as volmaakte offer vir ons sonde voorsien. Trouwens, en ons kan nie nou diep daarop ingaan nie, maar die velklere aan Adam en Eva, die voorsiening van die ram in die plek van Isak, en die manna in die woestyn self, is alles heenwysings wat in Jesus vervul word. Ja, hy self is die manna, die lewende brood, wat ons ten volle versadig. En Paulus sê dit ook dan nou juis hier in hierdie belofte in Filippense, dat die voorsiening van God in Jesus plaasvind, volgens sy rykdom, dit wat in hom opgesluit is. Vriende, daarom kan ons sê, wie Jesus het genoeg om tevrede te wees en vol blydskap te wees in alle omstandighede. Ja, want God is nie synig nie. God het sy eie seun, sy kosbaarste, Jesus Christus, vir ons gegee. En daarom as hy sy seun gegee het, wel, dan sal hy ons nou alles vir ons gee wat nodig is. As hy dan nou sy kosbaarste gegee het, sal hy alle ander dinge ook vir ons gee. Dis Paulus se argument in Romeine 8, vers 31. Wat sal ons dan hiervan sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? En dan, hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie. En hier is weer 'n koneksie met die Abraham verhaal, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het. Hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons
skenk nie. So Paulus se argument is baie duidelik, as God sy kosbaarste reeds vir ons gegee het, sy seun, wel, dan sal hy tog niks van ons terughou wat ons nodig het nie. Kom ons fokus net hierop. Jesus self is die grootste gawe, die grootste geskenk van God, nou en tot in alle ewigheid. Ons tweede vraag was, nou vir wie sorg God? Vir wie voorsien hy? Deur Jesus. Nou, in 'n sekere sin sorg God natuurlik mos nou vir al sy skepsels. Ja, Jesus maak dit duidelik, God laat dit reën oor goeie en oor slegte mense. En ons noem dit sy algemene genade en versorging. Ja, God versorg ook mense wat hom glad nie eers wil ken nie. Maar hier, in hierdie belofte in Filippense, gaan dit baie duidelik oor God se versorging, sy spesiale versorging vir sy eie kinders. Onthou net, Paulus rig hierdie versekering aan die gemeentelede van Filippi, wat vir hom 'n geskenk in die tronk gestuur het. En hy beskryf hulle gawe as 'n offer. Kom ons luister net weer na vers 18. Ek is ten volle vergoed, ek het meer as genoeg, ek is ten volle versorg, nou dat ek van Epafroditus ontvang het wat van julle afkom, 'n geurige offer, 'n aanneemlike offergawe wat God behaag, waarvan God hou. Nou die beskrywing van hierdie gawe as 'n offer dui heel waarskynlik daarop dat hulle eintlik hulle self benadeel het. Hulle het hulle self seer gemaak om hierdie geskenk aan Paulus te stuur. Want heel waarskynlik was hulle self nie 'n ryk gemeente nie. Ons kry so gedagte hiervan as ons in 2 Korintiërs 8 lees, waar Paulus aan die Korintiërs skryf, maar hy verwys na die gawes van die gemeente spesifiek in Macedonië. Ons laat julle ook weet, broers, van die genade van God wat aan die gemeentes in Macedonië gegee is, dat hulle te midde van swaar beproewing as gevolg van verdrukking, hulle oorvloedige vreugde en hulle diep armoede laat oorvloei het in 'n rykdom aan vrygewigheid van hulle kant af. So dit gaan hier oor mense wat ondanks hulle eie swaar kry en ook armoede nog steeds ryklik gegee het. En teen hierdie agtergrond maak Paulus se belofte in vers 19 mos nou baie sin. Hy sê eintlik, ja, ek weet julle het julleself benadeel en vanuit julle armoede 'n groot offer gebring. En dis 'n offer waarvan God hou. Dit behaag hom. En nou sê ek vir julle, nou gee ek vir julle die versekering, gemeentelede van Filippi, moenie bekommerd wees nie. God self sal julle beloon en in al julle behoeftes ruimskoots voorsien. Ja, julle het julle behoeftes ondergeskik gestel aan God se koninkryk. En weet julle, daarom kan julle vertrou dat God vir julle sal sorg. Wat 'n heerlike waarheid. Jy sien, hierdie wonderlike belofte in vers 19 is nie 'n ryk word formule vir gierige en selfsugtige mense nie. Maar dis juis 'n troos vir almal wat opofferend leef volgens die koninkryk se beginsels. En dit sluit natuurlik aan by wat Jesus in Lukas 6 vers 38 beloof: gee en aan julle sal gegee word. 'n goeie maat, saamgepers, ingeskit en tot oorlopends toe vol, weer die gedagte van ruimskoots, sal in julle skoot val, want met die maat waarmee julle meet sal vir julle gemeet word. Wat is dan nou die effek van God se voorsiening
Ons kan vra, wat 'n verskil maak God se voorsiening? Beteken dit dat God se kinders nooit gebrek of swaar kry sal beleef nie? Nee, Paulus self erken hier in Filippense hoofstuk 4 dat hy soms oorvloed het, maar ander kere weer honger ly. So, wat is dan die effek van God se voorsiening? God se voorsiening beteken wel dat hy vir ons in alle omstandighede so sal bystaan, dat ons tevredenheid en blydskap sal kan ervaar. Anders gestel, God gee deur Jesus aan sy kinders alles wat ons nodig het om ons roeping en ons getuienis te vervul, ook in moeilike omstandighede. Ja, soms voorsien God deur op dramatiese wyse ons fisiese nood en ons fisiese omstandighede te verander. Soms voorsien God deur eerder ons harte as ons omstandighede te verander. Ja, ons harte word so deur die teenwoordigheid van die lewende Jesus deur sy Heilige Gees versterk, dat ons lof bring aan God te midde van gebrek, pyn of smart of vrae wat ons nie kan antwoord nie. En weer eens, Paulus self was hiervan 'n lewende voorbeeld. Ons moenie miskyk hoe hierdie paragraaf eindig nie. Vers 20, net na die heerlike belofte, sê Paulus, aan ons God en Vader, kom die heerlikheid toe vir ewig en ewig. Lofprysing. Ja, God voorsien op so 'n manier in die behoeftes van sy gehoorsame, opofferende kinders, dat ons hom in alle omstandighede sal loof. Filippense 4 vers 19 is inderdaad 'n heerlike belofte. Wees net gewaarsku, dis nie vir gieriges bedoel as 'n kort pad na voorspoed nie, maar is 'n verbondsbelofte van God se getroue versorging van sy gehoorsame kinders. Soos Abraham op Moria ontdek het, dat die Here voorsien. So mag die Filippense en ek en jy ook weet, dat dieselfde God nou in Christus Jesus alles vir ons sal gee, wat nodig is om as sy kinders in ons roeping getrou te wees, in alle omstandighede. En daarom is dit 'n gepaste manier hoe Paulus hierdie wonderlike brief aan die Filippense afsluit. Al die groot temas kom hier saam. Vertroue in God, tevredenheid in alle omstandighede, vrygewigheid, gemeenskap in die evangelie, deur 'n gehoorsame lewe te leef, bo alles die alles oortreffende genoegsaamheid wat ons ontvang vanuit Jesus Christus se volmaaktheid. Wie Jesus het alles. En dit maak ons bly. Dit het vir Paulus bly gemaak, ook daar in die tronk. En dit bring vreugde vir my en vir jou in alle omstandighede. Mag ons dit so beleef. Amen.